Ons groet jou met nog 'n episode van ons 1 minuut met Jesus podcast en ons is opgewonde oor wat die Here en die Heilige Gees vandag met ons gaan deel. Vir julle 'n voorsmaakie van ons volgende 2 episodes in die 1 minuut met Jesus podcast en ook van wat om te verwag. Kind van God, geniet hierdie episode en mag die Heilige Gees met jou praat. Daar sê, so nee, dis weer 'n lekker tyd wat ons net by mekaar kan sit en gesels oor 'n diep saak. En iets wat veral in die Eden area afspeel, maar ook deur ons hele land. En dit is huwelike. 'n Huwelik is so belangrik. As mense maar net dink daaraan, wat word vooraf alles beplan en gedoen en daardie groot dag wat kom en 'n man en 'n vrou wat mekaar oor tydperk as verloofdes 'n pad mee gestap het en hier kom hulle tot voor die kansel. En dis nou tyd om te trou. 'n Wonderlike dag, gewoonlik 'n Saterdag wat hulle by mekaar kom en ringe uitruil en daardie verbond sluit met mekaar nadat hulle die huweliksformulier nie net geteken het nie, maar die belofte gemaak het van ek is lief vir jou, ek wil 'n pad saam met jou stap tot op die einde, vir ewig en ewig, net die dood om te skei. Dis die beloftes wat hulle maak, en ons sien dit baie, maar die hartseer is nie, die skeihof is oorvol, is baie besig. Tot 70% huwelike gaan tot niet in die tyd. Selfs meer in presentasie in ons area. Sure, ja. En die hartseer van dit alles is dat daai belofte het verlore gegaan en nou in ons volgende episodes in ons podcast wil ons mense graag leer en wys, bietjie navorsing gaan doen. Wat is behoudend om 'n huwelik altyd mooi te hou? Maar aan die ander kant ook weer, wat moet jy voor oppas? Wat is gevaarpunte in 'n huwelik? En wat moet jy vermy in 'n huwelik om nooit jou lewensmaat te verloor nie, of nooit in die skeihof te beland nie? So nou as jy so kyk na jong mense, en jy werk saam met William Paul baie met jong mense, hoe voel jy in hierdie tyd baie keer, as jy na hulle kyk, en jy wat self getroud is, en jy kyk na hierdie jong mensies wat nog nie getroud is nie, sal jy in die toekoms vir hulle goeie raad kan gee? Ja, ek dink die groot ding onder veral die jong mense vandag is, almal het hierdie idee van trou en van 'n huwelik, maar ek dink dit is al so 'n verdraaide idee en hulle mis eintlik waar dit gaan. Ek dink baie mense sien eintlik net dan ek het darm 'n maatjie en dis baie meer as ek het net 'n man of ek het net 'n vrou en ek dink ook 'n groot ding is baie mense, veral die jong mense, weet nie wie hulle is in Christus nie. En as jy nie weet wie is in hom nie, hoe moet jy weet wie is ek vir my man of wie is ek vir my vrou? So ek dink as mense eers daar kan begin, dan sal jy ook die regte raad vir hulle kan gee. Ek dink dit is baie wys, want in die toekoms kan ons baie fokus, en ek dink deur hierdie podcast, nie dink jy maar ek weet dit sommer, deur hierdie podcast gaan baie mense kan leer waarna om op te let, en wat om te doen, en die pad om te stap, sodat jy nooit by daai plek kom, dat jy eendag daai harde woorde moet kry van, ek is nie meer vir jou lief nie, of daai harde woorde, wat deurkom en sê dat, ek voel ons moet skei. Ek dink dis verskriklik, weet, as twee partye by daai plek in die lewe moet uitkom, en dit is die pad en die weg wat hulle moet loop. En ek dink, werklik, uit hierdie podcast uit, kan ons hulle baie leer, motiveer, en dis beter liewer, om liewer 'n pad met iemand te stap, voordat jy trou, en liewer daai persoon regtig te leer ken, en ook, is dit belangrik, waar het jy hierdie persoon ontmoet? Want iemand wat jy in 'n klap in 'n bar gaan ontmoet, moet jy onthou, dis die persoon wat jy mee gaan trou, dis jou resultaat. Behalwe as daardie persoon tot ware wedergeboorte gekom het. En dis ook dit belangrik is, dat as jy iemand ontmoet, moet jy ook weet, daar waar jy die persoon ontmoet het, uit daai fondasie uit, het jy ook die karakter ontgin, met wie jy moet bereid wees om 'n pad te stap. En dit gaan nie altyd net oor iemand wat vir jou mooi lyk en wat jy begeer nie, dit gaan oor iemand met 'n mooi hart. Kan jy vir ons meer sê, die dames, wat sal die dames nou kyk, as hulle na 'n man kyk, en wat soek hulle in 'n man, wat vir hulle stabiliteit gee? Ons wil die mense net 'n voorsmaakie nou gee, van wat kom in die volgende podcast, dat hulle net kan voel, wat is dit werklik waar, as jy uit 'n vrou se oogpunt uit, as jy so sê, wat is vir jou belangrik, as jy na William Paul kyk? Ja,
daar's baie goed wat 'n rol speel en dit is so baie mense wil kyk na die uiterlike en mense wil eintlik kyk na dit wat mooi lyk en eintlik hierdie mooi prentjie, maar dit is soveel dieper. Jy moet 'n godsman hê. Soos 'n regte godsman. As jou man nie God liefhet nie, hoe moet hy jou liefhet? En as hy nie 'n pad kan stap met God wat dissipline en verantwoordelikheid en insit is nie, hoe moet hy dit oor baie jare saam met jou doen wat met baie uitdagings kom, want dit is nie net maklik nie. En ek wil nie sê dis werkie, maar dis baie insit. En ek dink regtig vir dit is die beginsel weer gaan skrif toe. Hoe het God 'n vrou gemaak? Wat moet jy doen? Wat is jou rolle? En dieselfde vir die man. En die Here sê ek maak jou 'n koning, 'n priester en 'n profeet. En as jy nie in daai rolle kan staan nie, gaan die huwelik ook nie werk nie. So dis regtig belangrik om te weet wie sê God is ek en hoe ek lyk die rol wat hy geskep het, want ek dink die ander ding is daar's vandag 'n baie verdraaide idee van wat is die vrou se rol en wat is die man se rol. En ek kan nie byvoorbeeld in William Paul se posisie staan en hy in my posisie nie. Dis nie hoe dit gemaak is nie. Dit is hoe God dit gemaak het nie. En ek dink mense moet weer bewus raak van wat is die orde waarin God die huwelik gemaak het. Ek dink werklik waar Sanay, dis baie wys en jy's Heilige Gees gelei deur hierdie antwoord wat jy gee het en wat jy vandag vir die kykers wil vertel. Daarom, ek sien uit na die volgende podcast, ek sien uit na die navorsing wat ons gaan doen, en met die mense met wie ons gaan praat, want ek weet, hier kom iets baie mooi uit. En dis werklik waar so. Liefde is Jesus, en as mens deur Jesus lief het, dan is dit konstant en altyd daar. Amen. Maar die oomblik wat jy Jesus uit iets uithaal, dan werk die huwelik ook nie. So ek dink die mense kan baie daarna uitsien, en hierdie is sommer net 'n goeie voorsmaak van wat kom in die volgende podcast, en ek sien uit daarna. Dankie Sanay. Ek het ook 'n groot verwagting, ek vertrou die Here. Ek dink baie huwelike hierdeur kan eintlik herstel word, maar baie kan ook die grondgebied kan reg voorberei word voor hulle in hierdie huwelik intree. So ek's opgewonde om te sien wat die Here gaan doen. Ek hoop jy is nou net so opgewonde en nuuskierig oor die volgende episode soos wat ek is. Ek dink die Heilige Gees gaan vir ons groot goed oopbreek en dit gaan baie insiggewend wees. Kind van God, ek herinner jou, as jy die res van ons podcast episodes wil kyk, gaan besoek gerus ons page op YouTube of gaan kyk ook na ons webtuiste of laai ons app af, nou beskikbaar op Android en Apple platforme. Kind van God, mag die Here jou seën, mag hy jou vooruitgaan en mag sy aangesig oor jou skyn.